Nou teen die tyd, weet meeste motorsport-aanhangers seker daarom al wat by die resies gebeur het. En alles wat jy op TV gesien het, ja, het julle gesien. Hoe Carlos Sainz vir die 4de keer die wedren wen en hoe ons eie Gielie, wat net aan die kant die berg bly, vir die 21ste agtereenvolgende keer. Klaar gemaak, dis amazing. Maar wat natuurlik ook gebeur is, soos ons terugkom, kry ons onophoudelik oproepe van pelle wat wil weet, almal het op TV gesien, maar hulle wil weet, wat gebeur eintlik op die Dakar? Hoe is dit om die resies by te woon? Wat gebeur agter die skerms? Dis Januarie, wat beteken dis Dakar tyd. En soos julle kan sien, stap ek alweer in die bivouak van die wêreld se grootste en tuiste motorwedren vir die begin van die eerste traject. Om die waarheid te sê, is ek nou op pad na die sogenaamde startpodium toe, waar die karre oorry nadat hulle die voorren of die prologue voltooi het. Ons Suid-Afrikaanse spanne is in volle swang, die Toyota ouens aan die gang, die Century karre jaag, die Fords jaag. Het is baie lekker om so baie Afrikaans in die bivouak te hoor ook. Nou ja, kom ons gaan kyk wat gaan aan by die startpodium. En hierdie is die gebruikelike wegspringpodium, 'n gebeurtenis wat uit en uit vir die televisiekameras ontwerp is. In Suid-Amerika was hierdie gewoonlike hengse party met miljoene mense wat met bier in die hand al helde van naby af wou sien. Maar hierdie is Saudi-Arabië. Die podium was langs die bivouak, so wat 20 km buite die naaste dorp, met feitelik geen toeskouers en beslis geen bier. Dis die perfekte oomblik vir Red Bull om die TV-kameras te kaap. Maar ons vertel die storie agterste voor. Vroeër daardie middag, nog voor die podium, het die prologue, of dan nou die kwalificeringsreis plaasgevind. Hallo julle almal, dit is die begin van die prologue, die qualifying race. Naby Al Ula is 'n baie mooi area met berge en kraanse en kloof en so aan. Hierso is ons eerste paar karre op die startlyn. Ja, hier staan die Audi's reg om te gaan. Ek is besig om dit af te neem. Hierdie is Carlos Sainz en Lucas Cruz. Die vinnige rol daar voor staan Petransel. En ja, daar is die start. Oké, hoor gou hierso. Volgende wat nou wegtrek is Carlos Sainz en die elektrische Audi sê ek. Ek gaan nou wegtrek daar. En teen die tyd wat hier by my kom, wat net so 150 meter verder aan is, dan behoort sy generator in te skop. Ons kyk kom my. Hoor of jy dit kan hoor. Daar is die generator nou. So hier is 'n paar baie interessanthede rondom die sogenaamde elektriese Audis wat bykans net soveel brandstof moet saamry om die kragopwekker die heeltyd te laat hardloop as wat die petrolkarre se V6 turbo sluk. So moet vir geen oomblik dink hulle is elektries of groen. En dan is daar die volgende verbuisterende syfers. Ons het 'n voeltjie oorvlei dat Audi vir hul 3 jaar Dakar program so wat 220 miljoen euro spandeer het. Dis amper 5 miljard rand op 3 karre vir 3 jaar. As 'n mens die sommetjies maak, dan werk dit uit op meer as 500 miljoen rand per kar per resies, wat weer eens wys hoe trots Suid-Afrikaners kan wees op ons motors, wat die Dakar al 3 keer gewen het vir 'n fraksie van daardie kostes. Maar terug na die resies. Môre, ek swy die bivouak in Al Ula, waar die Dakar begin het, of nou vandag gaan begin. En dan trek ons nou binnekort weg op 'n 450-500 kilo stage vir die dag. Vir Geniel en die res van die manne is elke dag op die Dakar basies presies dieselfde. Hulle staan vroeg op, klim in die resieskarre, ry na die sneldeel se begin toe, begin dan die sneldeel, jaag voluit vir 400 of 500 km en ry dan nog eind na die volgende bivouak toe waar die span die karre basies oorbou. Dan rus die jaars en die navigators en môre doen hulle dit weer. Vir ons is elke dag effe anders. Sekere dae volg ons hulle na die beginpunt toe. Ander dae kry ons hulle halfpad iewers in die woestyn en ander dae ry ons direk na die einde van die sneldeel toe om eerstens te hoor wat in die dag se ren gebeur het. Julle, dit is by die einde van die stage. Dit is nou al 5:30 die middag. Hier kom een van die helikopters in. Dis soos by die einde lyk. Daar staan al die mense in wag, spanning. Ons wag nou ook in spanning vir ons kar om in te kom. Ja, onthou net, dis altyd moeilik om te kyk as jy na tye kyk. En die results op die website dan aangaan, is dit moeilik, want ou sien altyd, okay, wag, hier is tweede, maar dan is daar nog 30 ander ouens wat ook vinnig is, wat moet deurkom deur dieselfde tyd. Daar is spring en gapings weg, so mens moet eers 'n rukkie wag om te sien wat gebeur.
Elke dag mag dalk anders wees vir die jaars, maar die einde van elke sneldeel is min of meer presies dieselfde. Die ouens kom doodmoeg een vir een daaraan en probeer dan eens uitvind wat met almal anders gebeur het en wat die huidige stand van sake is. Daar is wetrenamptenare, media en TV-kameras oral, so die jaars het nie baie tyd om hul verskonings vir die dagse gebeure uit te dink nie. Maar ons ou pel het daarom altyd 'n antwoord of twee gereed. Baie taai stage met baie klippe. Nie maklik om, jy weet, van die eerste 3 voorste karre te wees nie. Die duine was baie moeilik om te lees vandag. Visibility baie swak. Ons het amper uit petrol uit 15 minute plus verkeerd gery vandag. Ons 'n papwiel gekry en toe kon ons die volgende waypoint ook nie kry nie. Obviously glad nie gewerk en die kar was amper undrivable. En ja, dis regtig jammer ding. Maar dis al waarvoor ons hierdie week tyd het om julle te vertel van die Dakar wedren. Nou, meeste van julle weet seker al wat by die Dakar gebeur het, wie daar gewen het en wat als plaasgevind het. Maar volgende week vat ons julle verder saam met ons op hierdie reis agter die skerms om die goed te sien wat julle nie op TV sou gesien het nie. Tot dan.